behou die geloof. Dit was 'n dalk 'n toets vir my. Hold on to your faith. En ek glo, dit wat ek in die woord lees, is 'n werklikheid. So waarheid. Lukas 18 vers 8b die gedeelte en jy saam my lees. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. However, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth. Wat moet jy sê? Persistence. Dit beteken 'n aanhoudende, deurdringende geloof. Gaan jy aanhou met jou geloof of gaan jy maklik opskop? Gaan jy sê, ek weet nie meer nie. So baie mense praat dit dan, ons hoor wat sê hulle. Wat vind ons? Ag, dit help nie meer om te bid nie. Dit help nie meer om in te tree, want die Here antwoord tog nie. Ek wil nie sê, vanoggend, glo, van die punt kom in jou lewe, wat jy gaan God vertrou, vir die moontlikheid. Hou aan met dit. Paulus sê, ek het, I have. Ek het. Wanneer laas kan jy sê, ek het aangehou bid. Ek het aangehou glo. Ek het deurgedring met my gebed. Ek het nie moed opgegee. Kom ons lees dit. Timoteus 2 vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Kyk die ek het daar so. Ek het. Paulus, wat verklaar jy? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Dis met ander woorde, wat verklaar dit vir my? Ek moet aanhou, kan nie nou moet opgee nie. Ek moet die goeie stryd stry. Ek moet aanhou met die stryd in my lewe. Maar ek weet as oorwinning te verkry. Dit die grote mense besef het nie. Wat is die stryd van die geloof? Battle of faith. 1 Timoteus 6:12 sê, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis vir die baie getuienis afgelê. Stry. Stry is nie 'n maklike ding nie. Dis nie 'n paadjie wat jy so elke dag net so, ag, dis lekker, loop, hierdie paadjie gaan goed. Stry beteken, jy sit alles in. Jy moet alles in daai saak insit. As jy nie gaan stry nie, gaan jy nie wen nie. Maar so baie mense, dit is so maklik om op te gee. Maar die woord sê stry, stry dit. Hou aan, keep on persevering. Just keep on persevering, en dan sal jy die einddoel bereik van jou geloof. Amen. Maar as jy so maklik kom, ag, die Here antwoord nie meer nie. Paulus maak 'n ander baie mooi prentjie daarvan. Hy praat van iemand wat op 'n wedloop hardloop. Ek wil dit net so noem. Jare terug, Rolfie Marie van julle ken hom nog. Hy het destyds die Commerce hardloop vir 'n trekklavier vir die gemeente. Van julle kan het onthou, elektroniese trekklavier. En hy daar was oorgestal baie net was in Pietermaritzburg. En ons wag om in te kom, ons gaan na die eindpunt toe. En my vrou was soms so, sy sien daar op hoof en sy spring so beaardlik. Rolfie! En sy was klaar gewees, na by die eindpunt. Was klaar, kon nie meer nie. Maar toe Rolfie, toe druk ek deur tot die eindpunt toe. En dit is ons moet wees, dat is iemand van ons bemoedig. Dat is alles wat ons bemoedig uit die hemel uit, die skare getuie wat ons daar uit die hemel uit. Sê al aan my kind, moet nie nou moet opgee nie. Het is nie tyd om nou slap te lê en te sê, ag, wat help dit? Weet julle nie die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop?
Maar ek sê, ja, jy weet nie. Paulus ons allemaal hardloop. Nee, het hy nie. Maar dat jy die prys ontvang nie, hardloop sodat jy die sekerheid met dit sekerlik kan behaal. En elke wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom nie in alles. Hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike krans. Baie keer word ons mismoedig. Ek onthou ook my comrades, Bruce Forrest, Alan Robb, Nick Boerta, daai tyd hulle gehardloop het. Het ons altyd daar bedieningstafel waterpunt gehad by Polly Shores, die ophardloop. En Bruce Forrest het nooit altyd voorgehardloop tot op daai stadium nie. Het altyd so agter in die bus wat hulle genoem het. So klop ouers. Maar op Polly Shores kom Bruce tree uit. En hy kom vorentoe. En dan vat hy Bruce, Alan Robb en Wester en vat elke by helper sy arm so om hulle. Dan hardloop hy seker so 10 tree met hulle. Dan draai hy om, dan groet hulle. Ja, so word jy echt aan vorentoe. En dat jy weet, hy is op pad wenstreek toe. Moet jy ook nie so maak nie. Sê ek sal 'n dag naby die wenstreek. Ek gaan aanhou, kan nie moed opgeef nie. En dit is ons geloof moet wees. Ons moet weet, ons gaan einde toe. Ons staan einde kant toe. Tyd van ons lewens is kort as ander wat voor lê. Ons sal nie weer begrafnis gehad oor hierso. En die tyd is min mense. Ek het by die begrafnis ouens gesê, ons weet die oom was nou 79 wat oorlede is. Maar wat van julle, wie kan my waarborg? Julle gaan vanmiddag die son sien sak. Wie van julle kan sê, ek gaan vanmiddag hier uitstap en vanaand op lewe in die lewe wees? Dink daaraan. Wat as jy nou ongeluk kom? So van my kant. Ons bid die Here se reis en genade oor ons. Maar as die Here besluit is jou tyd om te gaan, wat dan? Wat as jy skielik uitstap en dit gebeur? En jy skielik kyk jy die revolver vas. En hulle is nie genadig nie. Wat dan? Hoe staan jy saak? Ek het eendag gehoor 'n mediese dokter praat oor die radio. En hy sê, die gelukkigste mens op aarde is die persoon wat kanker het. Want hy weet, hy of sy kan sterwe. Net wanneer die tyd nie, dat is dan nie seker nie. Maar hy weet, as hy die siektes oor hulle uitgesprek, is het doodswonders. Maar, hy sê die woorde, ons kan ons saak reg in die Here. Amen. En dis die groot ding. En elke wat in die wedstryd deelneem, onthou van in alles, hulle nogal 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Baie keer van die mense wat saam hardloop. Hoeveel mense ken jy wat sê dis kerkmense? Sit vandag in die kerk. Maar wat het hulle môre gister gedoen? Waarmee was hulle besig? Vandag is hulle afkom in die kerk. Maar die wat werklik alles insit om 'n onverwerklike kroon te kry. Filippense 3:14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na die wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis iets om uit te stryd, uit te reik na. Om die hoë roeping, die prys te ontvang wat in Christus is. Dit wat die Here ons beloof het. Is dit nie die moeite werd om te sê vandag, ek gaan die wedloop voltooi, ek gaan aanhou, maak dit saak nie. Hoe is dit nie? Ek verwys hier na die Comrades. En ons het baie keer die Comrades pad, het my vrou hulle pannekoeke gemaak. Dan kom hy laaste klomp ouens en hulle is moe, hulle is klaar. Dan weet ons dan 'n pannekoek verniet, so baie dank ek terug met die stamme en roda. Hoeveel keer moet ons mense aanmoedig voor?
Sê hou aan, jy is amper daar so. Jy is amper daar by die punt. By ons tafel te hoor die mense praat, en jy het gehoor van die gerigte Polly Schultz. Dan sê die mense dat sterklik vir Polly Schultz is net voor die draai. Dan moet jy dit deurdruk. En ek stop die mense. Ek sê, luister, sê nie verder. Polly Schultz is vir jou regelen moet. Maar hy is berig om die angst te regen. Ek sê, moedig hulle aan. Het is nog net 16 kilometers om te hardloop. Sê vir, dat is net 16 kilometers. Jy het goed gedoen. Hou aan, die wendpunt is, die eindpunt is daar so. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons sê vir mekaar, die eindpunt is daar. Dit is 'n werklikheid. Hy wag vir ons. Hy wag vir ons. Hou aan met jou geloof en die stryd van die geloof. Ons werke. Nou kom ons by ons werke. Hoe lyk ons werke van die geloof? 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15 sê dit. As iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Hierdie elemente word op die fundament verbou. Goud, dis wonderlik. Silwer, ja. Kosbare stene. Dis wonderlik. Hoe gaan ons maak met dit? Ek onthou seker 3 jaar terug. Een van die mense kom bedien daar in Bronkhorst kyk, ons is nog daar in die gemeente. Ek sit die sondag aan daar in die diens, en die man kom haal my uit die bank uit. En ander mense vorentoe geroep, sê, kom die suster, kom die, hy kom haal my uit die bank uit. Hy sê, ek weet nie wie jy is nie, dis die eerste keer wat ek sien. Hy sê maar, die Here wys vir my, is nie klaar met die bediening nie. Toe ek afgetree. Die Here, ek weet nie, ek wil gaan rus. Amper 20 jaar in die bediening. Ek wil gaan rus. Sê, jy is nie klaar nie. En hy sien hoe speel ek met my hand in 'n groot glasfles met edelgesteentes, rubyne, diamante, voor ek so deur my vingers. Ek sê, weet jy wat, waar is dit nie? Maar as jy die Here wys dit vir jou, is besig met edelgesteentes. Jy is daai edelgesteentes. Die Here gegee. En ek wil sê, kom ons hou aan met dit. Ons bou daarmee. Ek wil die julle opbou, julle moet gebou word. En anders, hout, hooi en stoffels. Dit wordt alles op die saak gebou. Toen ons die naweek daar aan die kant was, dan de huis waar by swaar die oog geslaap het. Ek sien daar is pilare daar so. En ek sê vir Marius, daai pilare, ek sê daai pilare is een hele paar jaar terug, dus iemand wou een huis gebouw het. Maar ek nooit van hulle moet allemaal een huis op pilare sit, bou vir die vloedwaters. Ek sê daar gaan nie meer verder nie. Weet jy wat het gebeur? Hy het mooi drome gehad om die huis te bou daar so. Maar het nooit so ver gekom nie. Wat maak ons? Hoe maak ons? Hoe staan ons gebou vast vandag in die fundament Jesus Christus? Wat bou jy daarop? Is jy tevrede met hooi en stoppels daar te bou? Of wil net goud, silwer, edelgesteentes daar op as die Here? Ek doen dit tot eer van U, die naam dit wat ek doen tot eer van die Here. Dan sê hy, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Goud, silwer, edelgesteentes ontstaan. Maar as jy met hooi en stoppels bou, wat dan? Dit gaan verbrand. Ek wil nie met hooi en stoppels bou. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen,
Baie mense is tevrede. Ag, ek gaan maar die lewe, ek sal kerk toe gaan, huis toe gaan, so hoor wat sê die woord van die Here, maar het is hout en stoppels. Maar wanneer ons reageer op die woord, dan sal het behoud bly, en ons sal loon ontvang. Maar ander ouens, en hoor wat sê ek vir julle, baie mense, ons allemaal gelijk in die hemel wees, daar gaan posisies wees, in die hemel, en daar gaan posisies wees, mense wat onderdanig gaan wees, want dat gebouw met hout en stoppels. Hoe dink jy geloof? Wil jy die geloof behou? Jy wil eendag daar kroon ontvang, loon ontvang. Sê, Here is ek. Hier wil ek daar wees, Here. Ek wil die loon ontvang wat die Here vir my gegee het. Ek wil dit doen wat die Here vir my gegee het om aarde te doen. Hoe wonderlik kan dit wees? Kom in goeie diensknegt. Ontvang jou loon. Want jy het gebou met goud, silwer en kosbare stene. Of wil jy sê, ag Here, ek gaan dit net maak. Dat is min jong mense hier so. Maar baie van julle, wie van julle dit by die skool net oor die drempel gemaak, net weer gekom. Dan is julle tevrede. Is dit nie so nie? Ek het dit gemaak, ek my matriek ek net weer gekom. Maar ander wat A's en B's kry en so en symbolik, hoor symbolik. Dankie, ek het dit gemaak. Geestelik presies dieselfde. As jy gaan insit, gaan jy die geloof behou, gaan jy die prys ontvang, gaan jy besef wat die Here vir ons instoor het. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie die werk nie, sodat niemand mag roem nie. Huisjes gaan nie roem. We're not going to boast about what we did achieve. Wat gaan gebeur? Uit genade word ons gered. Jou Gods genade. Maar wat doen jy met die genade van God? Wat maak jy? Hoe pas jy dit toe in jou lewe? Ag, ek sal net maak as ek dit weer gaan. Ek gaan het maak, hemel toe maak, ek gaan deeskraam. Of wil jy sê, when the saints go marching, Lord, want to be amongst that number, when the saints go marching in. Sien, daar is 'n verskil, dit weet te maak, of dan sê, Here, ek wil daar wees, in daai saal. Maar God so goed, en die Here so goed, en God's goodness, Psalm 31:20 sê dit, hoe groot is die goedheid, wat u weggelet vir hulle wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. Kan jy sê, Here, hoe groot is hy, hoe wonderbaarlik is hy, terwyl ons sing vanoggend, ons sing van die goedheid van die Here, het u gedink daaraan, wat u sing, was maar net om te sing, of het u bedoel, Here, u is goed vir my, u grootheid, u gunst. Hoe goed is die? Ek wonder wie wees gestop. Wat is die meer algemeenste tekst in die Bybel? Die meeste gebruikte tekst in die Bybel, in alle tale. Jy kan vir sê, wat tekst is dit? Johannes 3:16. John 3:16. Van God. Want so lief het God die wêreld gehad. Wie is daai wêreld? Ek en jy. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie. Dink dan. Hoe is dit moontlik dat ek nie verlore gaan nie? Omdat die Here my liefhet. Hy gee my om. Maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Is jy gered? Deur die liefde van God, die plan van God? Deur sy liefde? Ek weet nie wie van julle kan onthou, pas op kleine kindertjies. Daar is 'n God in die hemel wat weet hy op die aarde, pas op.
Ons die kinders bang gemaak met die vrees van God. Maar dan moet die heilige vrees hê, ek wil sê, Here, ek het U lief. Ek wil vir U lewe. En dit is die groot ding, want hy is nie dan die wêreld te veroordeel nie. Maar hy is sy seun gestuur, dat die wêreld hom gered kan word. So as jy sonde daar sit, moet jy vir hom sê, ja, jy is 'n halfverdiende sondaar nie. Sê vir hom, Jesus het jou lief. Jesus gee om vir jou. Hy het 'n prys betaal. Hy het iets gedoen sodat jy gered kan word. Dan wil jy wen, maar wanneer ons kom met hy is 'n halfverdiende sondaar, hy is op pad hel toe. En dit was ongelukkig, die ou mense het so gemaak. Ja. Ek onthou, we soek 'n jongman daar in Randfontein. Sy vrou en kinders kom kerk toe. My Pinkster groot geword, 'n Pinkster seun. En ek sit die dag, hy's in 'n buitekamer by en sy vrou sit, daar's nie baie plek nie, as die plek vir stoele nie. Sy by hom op die bed, sê Mias, sê vir my, hoekom kom jy in die kerk toe? Wat is die rede dat jy in die kerk toe kom? En hy sê vir my, en ek ken die persoon wat het hom gesê toe, en van die Australiese oomies. Wat gebeur? Hy sê, pastoor, die aand het my hart aan die Here gegee. Toe kom die streng ou oom, hy sê vir my, hy hoop, jy gaan jou werkers onder jou beter na hulle kyk by die werk en jou vloek en skel op hulle. Sê, praat pas in die Here, kyk, wil my lewe verander. Hier word ek totaal afgebreek en sê, dit is gewoon gesê, gaan nooit weer kerk. Dankie Here, jou godsgenade te weer, en hy het ook later bedieningskursus gedoen, om die bediening te staan. Net daar die liefde. God gee op. God wil jou red. Behou die geloof. Moet nie dat iets jou afbreek van jou geloof nie, Here. Moet nie toelaat dat mense jou vernietig met hulle woorde nie. Dat is nie die Here nie. Behou dit. Behou die geloof, hou dan toe jou feit. 2 Timoteus 4:8 sê dit. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter in my die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Wie sien uit nog na die Here se koms? Sien julle uit? Ek onthou die later 70, bietjie later, het die mense mekaar gegroet. Maar daarna dat Jesus kom, Gerrie, jy sit hier, jy sal onthou, Piet, jy sit ook hier van die ander mense. Maar daarna dat Jesus kom, dan was hy uitkyk na die koms van die Here. Maar die woord is wat een ding moet ons weet, een dag is soos 1000 jaar by die Here, en 1000 jaar soos een dag. So ons kan nie die Here aanjaag nie, maar hoekom die Here nog nie gekom, daar siele wat moet gered word? Dink net daaraan. Waar sou ek gewees as Jesus 10 jaar terug gekom het, 20 jaar terug? Sou u dit gemaak het om die kind van geregtigheid te ontvang? En die wat hom lief het en sy verskyning lief het? Sou ek sê, ja, ek behou die geloof totdat Jesus kom daai dag op die wolke. Hou aan. Vertrou, behou die geloof. Dit is 1 Petrus 5:10, en wanneer die opperherde verskyn, sê julle die onverwerklike kroon van die heerlikheid ontvang. Dat is iets wat wag, moenie nou moedeloos word nie. Mense gee op, ek weet nie. Ek weet as baie van ons wat bietjie verder gevorder het. Ons hoop aan Pinkster Jesus ontkom. Maar eerlik, dis my gebed, Here, tel hom nog 'n bietjie. Hou nog 'n bietjie aan, Here. Daar's siele wat moet gered word. Daar's familie wat moet gered word. 2 Petrus 3:8-9 gesê, maar laat hierdie een ding by julle nie ontgaan nie. Geliefdes,
dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte gesonge, dit vertraag hom af nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Amen. Behou die geloof totdat Jesus kom. Sê Here, daar is siele wat moet gered word. Hoeveel van ons wat hier sit, se familielede moet nog gered word? Bid vir hulle, bemoedig hulle, hou aan. Dankie Here, die Here die kom anders dat hulle agtergelei. Behou die geloof en moedig hulle aan om die geloof te behou. Dis wat ek vandag mee sluit. Behou die geloof, moenie moedeloos word nie. Moenie langs die pad gaan sit nie. Kom ons wees baie eerlik. U wat hier sit vanoggend, daar is baie van u mense wat 15 jaar terug en langer terug, 45, 50 jaar terug saam met ons begin het. Wat nie meer die Here dien nie, langs die pad gaan sit, verkoud. Dinsdag toe daai begrafnis doen, was so hartseer om te hoor. Dis Pinkster mense wat verkoud dat nie teruggekom nie. Maar gaan nie meer kerk toe nie, die nie meer die Here nie. Manne wat gesing het, gospelliedjies gesing het, opgetree, vir die Here gewerk. Maar dit iets gebeur, dat sit by die huise. Hulle aangemoedig van hulle gesê, hulle sal vandag gewees, maar ongelukkig, miskien die mens ook. Maar ek wil julle aanmoedig, kom, ons behou die geloof. Amen. En ons begin met die vraag, sal die geloof nog gevind word as Jesus kom? Waar gaan hy jou bevind, as hy gaan kom die wolke? Ja, Here Jesus, so bly jy is hier van saam. Of moet jy, jou kop en skaam vir het sê, Here, ek sê die plek. Jou keuse, jou besluit. En ek wil jy allemaal moet sê, ons gaan saam in jou doen. Dis my hartsgebed. Kom ons bid saam. Vader, sê dankie. Dat man en vrouwe kan opstaan, sê ek gaan die geloof behou. Ek gaan die strijd volbring, maak die saak wat mense sê. Wat maak die saak wat mense doen? Maak die saak wat hulle verklarings is nie. Ek gaan die strijd stry, Here. Ek gaan die geloof behou, wanneer Jesus kom op die wolke van ewigheid, is ek gereed om saam te gaan. En Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend hier sit, dat hulle sal besef, die Here is daar vir ons, die Here wil ons herstel, hy wil ons herken, hy het gekom dat ons elkeen gered kan word. Dis nie hy wat begin nie, maar hy wat volhard tot die einde toe was sal gered word, Here. En as iemand dalk in die plek in die dag, langs die pad begin uitsak het, Gees van God, tel hulle op, herstel hulle, lig hulle weer op, dat die Here in gees en volheid kan dien. En as hulle weet van vriende en familie, dat ons sal ernstig bid vir die kostbare siele, dat die siel op ons harte geleef word, en soos ons die koortjie sê, Lord, place some soul upon my heart, and love that soul to me, that I might vainly do my part, to win that soul for thee. En Here, dit is ons roeping, om ander op te lig, aan te moedig. Sê, kom saam, kom ons dien die meester, hy alleen is terug. En Here, ek wil vir elkeen, dat hulle die besef sal kry, as Jesus kom, sal die geloof nog gevind word op aarde. Ons sal sê, ja, ek het die strijd gestryd, die geloof behou. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. As iemand onseker is,
Die welkom my te sien na die diens. So ek wil seker maak, ek wil die voorbou. Baie dankie die Here, seën U, die Here wees met U, en ek sê die vyand moet alles probeer om hierdie boodskap te keer, maar dankie Here. Ek van sê Here, ek het deur. Sterkte vir die Here, sê baie dankie.